Môre, dis donderdag die 16 November en ek hoop dit gaan goed met jou vandag. Mag jy die vrede van Jahweh, die God wat getrou bly selfs in jou droogte, vandag in jou hart ervaar. Abraham het pas van Bethel af weggetrek, daardie plek waar hy vir die Here 'n altaar gebou het en vir die eerste keer die naam van Jahweh aangeroep het. Maar die Bybel sê in Genesis 12 vers 9, daarna het Abraham al verder na die suidland weggetrek. En toe kom die toets, 'n hongersnood tref die land, die grond droogheid, die diere kry nie kos nie, en mense begin bang raak. Abraham kyk om hom en hy sien min. Hy hoor nie God se stem nie. En uit vrees besluit hy om af te trek na Egipte. En verder in vers 10 staan dit geskrywe, en daar was 'n hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as 'n vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Dis 'n baie eenvoudige vers, maar dit dra 'n groot les. Abraham beweeg, nie omdat God hom roep nie, maar omdat hy bang is. Hy kyk na die droogte en dink, ek sal beter oorleef as ek my eie plan maak. En dit is hoe geloof dikwels beproef word. Nie net wanneer dinge sleg gaan nie, maar wanneer ons moet kies tussen wag op God of beweeg in vrees. Mitzrayim, oftewel Egipte, was daardie tyd 'n plek van oorvloed. Water, graan, mense en mag. Dit het veilig gelyk. Maar vir Abraham was dit nie 'n roeping nie. Dit was 'n afdraande pad. In Egipte leer Abraham hoe maklik vrees ons kan laat vergeet wie God is. Hy sê vir Sarai om te lieg, om te sê sy is sy suster, want hy is bang vir sy lewe. Die man wat pas 'n altaar gebou het, begin nou twyfel. So vinnig kan ons harte draai as ons geloof nie in God ten volle geanker is nie. Maar selfs daar, in 'n vreemde land, het Jahweh hom nie verlaat nie. God beskerm Abraham en Sarai en hy bring hulle veilig terug. Nie omdat Abraham of Sarai volmaak was nie, maar omdat God getrou is. En weet jy, ons almal het ons eie Egipte. Daardie plek waar ons probeer om onsself te red, alles self te beheer, self vas te hou. Daardie oomblik wanneer jy voel, ek kan nie meer wag op God nie, ek sal dit my eie manier doen, of selfs my eie planne maak. Maar Jesus het vir ons gewys wat ware geloof is. Toe hy honger was in die woestyn, het hy nie na Egipte gehardloop nie. Hy het op die woord van die Vader gestaan. Hy het oorwin waar Abraham gestruikel het. Jesus sê in Matteus 4 vers 4, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. En hy het dit gewys. Ware rus kom nie uit planne nie, maar uit vertroue. Die Heilige Gees nooi ons vandag terug uit ons eie Egipte, terug na Bethel, die plek van aanbidding en vrede. Jy hoef nie self jou droogte te oorleef nie. Jy hoef nie in vrees te leef nie. God is dieselfde El Elyon, die Allerhoogste, wat Abraham gedra het toe hy gestruikel het, en hy sal jou ook dra. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, U is heilig en goed. U is El Elyon, die Allerhoogste. U bly getrou selfs wanneer ons wankel. Laat U naam geheilig word in ons lewe. Laat U wil geskied in ons geloof. Geef vir ons vandag moed om op U te wag, selfs in tye van droogte en beproewing. Leer ons om te vertrou wanneer dinge onseker raak. Vergewe ons, Here, waar ons soos Abraham ons eie planne gemaak het, in plaas daarvan om op U te wag. Help ons om terug te keer na U teenwoordigheid en om weer U vrede te soek. Bewaar ons teen vrees en beskerm ons harte teen ongeloof. Laat U Gees ons herinner dat U altyd naby ons is, selfs in ons Egipte oomblikke. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. In Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Geloof beteken nie om te val nie. Dit beteken om altyd terug te keer.
Abraham het gestruikel, maar God het hom nie laat val nie. Waar Abraham gevlug het, het Jesus vasgestaan. Waar ons bang word, hou die Gees ons vas. Jy hoef nie jou eie Egipte te bou nie. God is jou Bethel, jou huis van vrede. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.